Op hierdie week van Buitenbuskruit gaan jag ons in die Oos-Vrystaat. My gas is natuurlik die legendariese Joe Black homself. Ons het kom jag maak op die beeldskone plaas van Uitzicht. Ons jag ongelooflik baie bokke vir die Help Jag projek. Ons sing 'n lekker liedjie in 'n grot en ons maak heerlike kos. Ek is Armtas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Die sandsteengebergtes van die Oos-Vrystaat vou soos ou mens hande in krekels oor die landskap. In die verte tuur die melodies oor ons doen en late op 'n jag waar bande van vriendskap gesmee word. Ons het kom jag maak op die beeldskone plaas van Uitzicht. So Adam het my genooi om saam met hom te kom jag, maar hy sê vir my dis in die Vrystaat. Toe begin my hart sommer klop, want hierdie is een van my gunsteling dele in die hele Suid-Afrika. Met ons aankoms hier op Uitzicht besef ek dadelik hierdie is 'n ongelooflike plek. En natuurlik is die gasvryheid uit die boonste rakke. Jy kan oor 100 mense slaap, hier's 'n kapel wat 140 mense in kan sit vir troues. En die plaas se naam Uitzicht gaan jy nie teleurstel nie. Hy is so genoem met 'n rede. Vir jagters is hierdie 'n paradys. Daar's plekke om te bly agter in die plaas wat totaal en al afgesonder is van die voorkant. Hierso gaan jy kan jag maak saam met jou familie en jy gaan dit terdee geniet. Joe het 'n baie vroeë oggendrit vanaf Pretoria onderneem hiernatoe. Hy het 3 uur al weggetrek. Ek het ingery in Wynand en sy pa en Adam het daar vir my gewag. Joe, my ou matie. Adam, Baie welkom. baie dankie. Jy het op my sê so 'n mooi plek want. Ja, wel dis Wynie se plek, Wynie se Joe. Aangenaam kennis. Welkom hierso. Baie dankie. Wat ons skiet draak vandag. Is jy 'n jagter? As ek sê ek is, verwag mense te veel. Kom ons stel dit so, het jy al gejag? Ek was al by Sunset. Ek Ja. het nee, ek hou baie van die Bosveld. Julle skryf oor die Bosveld vir my wegtrek. Wynie, wat gaan ons vandag jag? Ons gaan begin, ek wil graag 'n waterboog bou en dan wil ons 'n eland en ons wil 'n paar vleisbokke. Ons kyk wat ons kry. Ek dink nie dit gaan te moeilik wees nie. Ek weet jy kan skiet so. Ja, Daar's 'n prys die verwagting is nou hoog. Ons kompetisie wat ek nooit my gaste van vertel het, Joe. Ja, dis al nou oor daarvan. Kompetisie. Ja, ons moes ons gewere gaan inskiet en ek jag nou en dan en ek het 'n Hawa 308. Joe, hier waar ons nou staan is die skietbaan, wat een van die dae nie meer gaan wees jy maak om 'n dam. So ek dink ons is die laaste mense wat hier gaan skiet. Okay. Vertel gou vir my, wat se roer het jy en wat se ammunisie? Omdat ons min tyd, naweke wanneer ons pelle wil jag, is ons op die stage en al daai goeders. Toe sê ek, luister, ek soek 'n kaliber wat ek ver kan skiet, bos kan skiet. Toe kry ek vir my Hawa 308. Uitsa. Maar ek weet jy is 'n groot Mauser fan. Ek is inderdaad, maar ek het niks teen van die Japaneese en Chinese wapens nie. Dis ongelooflike wapens. Ja, so dankie tog, jy is een van daai ouens wat ja, wat jy ek is wel 'n 30-6 fan. Okay. 30-6 is my eerste bok met hom ook geskiet per ongeluk. Ja. Okay, so ek het 'n Hawa 308, maar ek het nou laaste ligte grein geskiet. Ja. So ek sal graag net 1 of 2 skote gehou met die swaarder grein geskiet. 100%. Ons kry op skoot en dan ons kompetisie werk so. Ons vertel nie vir ons vriende wat kom van die kompetisie, niemand anders trek hulle kop uit en klein koppie. Ja, so het ek nog tyd om uit te trek. Ja. Okay. Nee, jy is nou klaar hier. So jy het 10 krokodille. Okay. Ons gaan hulle aftel en dan moet jy so naas moontlik in die middel van die teiken kom. So is dit 10 sekondes, kan ek nou 10 sekondes vat om aan te lê of is dit optel? Optel, neersit, slot toe maak 10 sekondes, alles saam. Dis sover die beste, wie het al die naaste geskiet? Ignis White. Oh wow. Ja, Wie die swakste geskiet? appel. Appel. Verre. Ek moet net vir appel bied. Okay. Ja, jy moet net vir appel bied. Dis is so moeilik. Appie, wat nou? Okay, ek is op vir dit. Hier Buitenbuskruit het ons altyd 'n persent vir ons gaste. Die manne van SSG sakke het vir jou daai gemaak. Yes, dankie. Met my naam op. Dankie man. Lekker my ou man. Natuurlik ouer gewoontes as skietkompetisie, waarvan Joe nie geweet het nie. Okay Joe my ou man, is jy reg?
Ja, kompetisie, ek sê kompeterende ou nie man. En die krokodille word afgetel. Hier gaan jy. 1 krokodil, 2 krokodil, 3 krokodil, 4 krokodil, 5 krokodil, 6 krokodil, 7 krokodil, 8 krokodil. Ja, daar papa, kom ons gaan kyk wat dit is. Nee. Ja, daai krokodille waarvan hy praat, ek weet nie, daar gebeur iets as 'n ou sê is 'n kompetisie. En ek sê 'n kompeterende ou nie, maar toe hy begin 10, toe begin ek bewe ruk en gaan. Ja, dis so horrible. Nee man, dis net onder. 2 duim. Toe skiet ek so 'n stuk onder die bul op 8 krokodille. Maar het ek jou gesê ook ek's bang vir krokodille. So toe jy krokodil sê, toe begin ek al. Bewerig geraak. Dis nie te bad nie. Ek sal definitief nog vir Appel in die laaste plek moet hou op hierdie ene. Sorry Appie. Ja, maar wat ek oor bly is, hier het ons daai van die ligter kaliber ingetrek. Ek was daai ene. Ja, en daai is 'n baie mooi skoot. En kyk wat het jy gemaak met die gong. Dis maar 'n slatte duik, né? Daai is harde krag. Lyk vir my almal is gemaklik met die gewere, alles is in skoot. En nou is ons op pad veld toe. Wynie sê vir my hy weet presies waar hierdie waterbokke wy. Adam is eerste op. In die Vrystaat is dit te ver om te loop en die ooptes maak dit baie moeilik. So hierdie gaan 'n bakkiejag wees. Maar dit is nie 'n maklike bakkiejag nie. Die skote is onhebbelik ver. Hier's 'n paar jong bulle op die plaas wat hy wil afval. En ek kry my eerste geleentheid. Ons het die waterbokke net die boog gekry. Hulle staan redelik agter bosse. Goed, so ons gaan kyk of ons kan nader gaan. Die skoot is nou omtrent so op 400, bietjie ver is. Ek sal graag so 100, 200 wil skiet. So kom ons gaan kyk. Ek lê aan en ek haal die geweer van safety af. En ouer gewoonte is die bokkoers maar hoog met my. Dit was nie lank nie of die eerste keer hoor ek Wynie se woorde. Kaap hom. Trek jy sneller? Ja, so. Hierdie keer is daar geen fout nie. Waterbok val net daar. Yes my mattie. Eerste keer wat ek en jy saam jag. Hoorie, en ek het 'n begeerte om in die veld te wees. En as ek so kan net observe, soos hulle sou sê in Engels. Ja. Aanskou wat hier gebeur. Dit maak my hart ook sommer klop. So daai skoot van jou. Ek is baie bly. En ek het baie lank al 'n waterbok geskiet. My waterbok wat in my huis hang, het omtrent dieselfde grootte horingkies. Dis klein. En die taxidermis het vir my gelag toe ek hom ingegee. Dit is gewoon 'n lag hier. Hy sê dis die kleinste bok wat hy nog ooit opgestop het. Ek sê maar dis my eerste bok wat ek in die boog gewolk en stok het. Dis hoekom hy teen my muur hang. Ja. Ons kyk al hierdie vleis vir help jag waar ons 8000 kinders 'n dag kos gee in Suid-Afrika. En ons wil net vir julle baie dankie sê by Uitsig. Dit is 'n ongelooflike voorreg. Adam, goeie skoot. Baitmansal. Whitemanstad. Dankie. Hoorie, dit was regtig lekker geweest. Ja, dit is vir my net so lekker om jou te sien in die bos of om enigiemand in die bos te sien, want dit is waar ons lewendig word. Simpel ding. Ja. Mense vra jou wat doen jy vir 'n lewe en dan verveel jy hulle met wat jy doen vir geld. Ja. Dis nie wat ek doen vir 'n lewe nie. Wat jy doen vir 'n lewe is wat laat jou lewendig word. Jy sien. Hierdie laat my lewendig word. Hoorie se. Ons ryk daai bok van hier af. So soet reuk my. Ja. Ken jy iets van 'n waterbok? So ek weet as jy hom slag, Ja. moet jy versigtig baie water en aan die binnekant van die vel werk, want hy skei die hormoon af. Die hele tyd, so hulle sê as jy hom skiet skei hom af, maar eintlik skei hy die hele tyd die hormoon af, want dit is nou wat die koeie lok en die goeie so. Ja. Maar dit is die soetste, lekkerste reuk eintlik, né? Ek's mal oor. Het jy al 'n springbok geskiet en die pronk geryk? Die pronk, dit is nog 'n ding. En mense verstaan nie, daar's ek dink 'n jagter word mal as 'n reuk. Dis absoluut ryk so spook. Feromoon. Ja. Hoorie se my oumatie. Nou is dit my beurt om saam met jou lekker te kry. En weet jy wat, jy gaan nou saam met my eerste gemsbok. Lekker. Dis 'n bok wat ek al lank soek. En nou kry ons kans om Joe se gemsbok te gaan soek. So dit is my beurt en ek soek 'n gemsbok. Maar obviously soos ons ry, sien ons die bleesbokke voor en Wynie sê net vir my, daar's 'n krippel een in daai trop. Hoorie Wynie het vir ons gewys. Hier's 'n paar blesbokke wat gekwes is deur die vorige jagters. Dis hartseer, né? Dit gebeur net. Dit doen, maar so die reël is want ons almal het 'n kwes. As 'n ou sê hy het nog nooit gekwes, dan moet hy nie weet presies 100%. Maar my reël, ek voel as jy gekwes het, niemand gaan in die veld in tot ons nie die een gekry het. Presies. Verstaan. So ons moet maar doen wat ons kan. Ja. Gaan ons help.
Hier's 2 bokke. Albei lyk my soos wit vleisbokke. Ek dink jy gaan 'n mooietjie kan plat trek. Alles wat ons kan doen om te help. Dis vir die kinders, Joe, dis vir die kinders. So ek dink vir my die eerste skoot op enige jag is daai bepalende faktor van hoe suksesvol hierdie jag gaan wees. Tel die geweer op, lê aan en skiet 'n mooi bladskoot. Dis hy. Daar val hy. En is die een wat gekwes is. That's right. My ou Mattie, hierdie ding se horings is absoluut Dit is 'n fenomenale bok, dit is mooi. Soos sê ons met kwesbokke skiet, maar dis nog steeds hierdie is 'n mooi trofee. Dit is ongelooflik. Hierdie is my eerste wit vleisbok. Yes. Ja. Baie geluk my ou Mattie. Baie heil. Baie dank. Ons het wildebeeste gesien hier bo in die berg. En nou sit hulle 'n bietjie agterna, hulle sê daar's 'n paar groot bulle daar tussenin. Maar die koeie is almal dragtig en hulle dra goue gene vir die goue wildebeeste. So ons gaan kyk of ons 'n mooi groot bul kan plat trek. Dis 'n suksesvolle oggend, ons gaan vanmiddagete en dan is dit weer tyd vir die namiddagskof. Die eerste 2 bokke het vroegmôre al geval en sy middag 6:00 ons gaan aan die bokant van die plaas bietjie jag. Ek weet nie wat ons gaan skiet nie, Joe. Ek weet nie wat is hier verder om te skiet nie. Hoor, dit lyk goed. Ek voel positief dat ons gaan al ons goeders kry en nog meer vandag. Lekker. Kom ons kyk. Ons ry na boontoe bo op die berg. Hier verander die landskap totaal en al. Dit is ongelooflik mooi bo. Dit is heel wat kouer as daaronder. En ons baadjie saamgevat. Ons sien 'n hele spul bokke en uiteindelik sien ons die gemsbokke. Baie mooi gemsbok al gesien. Maar is hier nie in die digte bosse in. So ons kyk of ons daar vir Joe 'n kans kan gee op 'n mooi gem. Ek het nog nooit in my lewe 'n gemsbok geskiet nie. Dis seker die dier wat ek die graagste nog wou skiet. En gaan nie glo nie. Al staan hy agter 'n boom. Joe kry sy kans op 'n gemsbok. Hierdie is nie 'n maklike skoot nie. Al wat uitsteek is die kop. En terwyl ek so aanlê en die oombliks groot, hoor ek net Wynie sê vir my kap hom. Sy. Joe, my bro. Die man is koel en kalm. Daar lê sy bok. My ou maat. Hierdie bok het nou nie gedink vir môre toe hy opstaan en gaan bakkie ry. Ek sê jou, baie dankie. Baie geluk. Wynie, Dis 'n mooi bok. jy het nou 'n droom bewaarheid. Ongelooflik. Die laaste styptrekking. So waar jy geskiet? Dis nie waar. Netjies weer. Daar was nie 'n ander plan nie. Daar was nie 'n ander plan, maar dit is weer eens, dit is ek dink die great ding daarvan, die vleis van gaan vroeg goeie doen, al die vleis is nog daar. Ja. Dit is dan- geen vleis is gemors nie. Hierdie dis 'n oomblik vir my, want ek sê 'n ou wat groot wild jag en baie jag nie. Maar daar's seker goeders wat ek gesê het ek wil wel soos 'n koe doen. En 'n gemsbok was die een wat seker vir my die mees eksotiese ding is. En die rede daarvoor, ek het vir 6 maande gebou op 'n vroue teel net met gemsbokke. Ja. So die feit is soos 'n gemsbok se enigste dier met 2 groeigene, dat as hy sy horings verloor as 'n jong bul, Ja. dan groei die lyf groter. Of as hy groot horings het, sal die lyf kleiner wees en 'n majestic dier. Ongelooflik, hè? En aangepas vir omtrent enige omstandighede. Ja. Droogte Soep toestande. water. Dis amazing. Baie geluk en ek gaan vir jou sê Whiteman's Isle, my ou vriend. Whiteman's staan. Dit, ja. Wynie is besig om hierdie dag vir ons bitter lekker te maak. Hoe verder ons ry, hoe meer bokke sien ons en hoe meer sê Wynie van die skoot. Hier word baie vleis gejag vir helpjag. Ons soek nog vleisbokke en toe kry ons 'n mooi Kalahari springbokke ram wat aan die linkerkant sit. En Wynie sê vir ons hy is uitgestoot. Toe sê Wynie vir my, kap hom. Sy. Mooi skoot daar op 'n pragtige ram gehad. Dis 'n mooi bok. Hoorie, dankie. Hierdie is 'n regtig voorreg. Dit is die mooiste springbokkie wat ek nog gesien het. Hoorie, dit is ongelooflik. Well done. En dit was 'n verskoot. Dit was Hierdie is nou, ons het Kalahari springbokke ingebring om net die gene bietjie nuut te maak en Ja. hulle het hierdie een nou seker al 'n jaar terug uitgeskop en hy is alleen, hy loop tussen die elande en ek het gewonder wie gaan hom skiet en Ja, ek weet nie Ek hoe wou ek dit so eintlik voorreg self om al die doen. geleenthede te kry nie. Julle is regtig goed vir my en hierdie is
Ek wou amper sê hierdie is vir my 'n bonatuurlike jag, want hierdie geleenthede wat hier gegee word en die wild wat jy hier op hierdie plaas het, dis nie op elke plaas wat jy hier en elke jaar of elke dag wat jy so geleentheid gaan kry nie. En dit was 'n verskoot. Ek dink hierdie een moet meer toe gaan nou. Hy moet. Baie geluk, goeie. Baie dankie. Baie wat sal wat. Baie dankie. So Adam besluit toe hy wil afklim en op 'n klip gaan lê om te kyk of hy 'n mooi blesbok kan skiet. So ek en Wynand gaan ry en hulle aanjaag vir hom. My hart was regtig, my intensies was opreg toe ek sê ons wil hom aanjaag. Maar toe hy goed te ver gehardloop, hulle was op pad aan die ander kant toe en ek weet hoe graag soek Adam sy blesbok. Toe speel ek nou maar tipe Mr. Delivery en ek skiet sy blesbok en ek gaan lewer dit vir hom af. Dis aan my pelle. Ek vra hom verskoning, daai ding het voor die loop uit my gestorm. Kyk hy tande op sy kop. Selfverdediging. Ek het myself blaase gelê op daai klip in die son. En toe hoor ons net daar klap die skoot. Baie geluk Joe. Nee, dankie man. Ek gaan vir jou sê nou dat Wynand nie hier is nie. Hy's 'n bloody nice ou, maar hy's 'n slegte invloed. Is dit? Want ek sê vir hom nee, laat Adam hulle skiet. Hy sê okay, maar skiet so lank teen, daar's baie bokke op hierdie plaas. Wat? Mooi skoot, ek dink dit was omtrent 400 meter nek skoot. Dis wat julle nou sê, nê? Maar dit is mos nie afgeneem. O, hy's gestorm van daar af. Yes. En sy oë deur die skou toe sien ek hierdie is slegte intensies. Die ding wil kwaad maak. Hy wou byt. Ons jag so lekker dat die produksiespan ook 'n kans kry vir 'n jag. En so skiet WC en Konrad elkeen 'n pragtige bok op ver afstande. Hierdie manne is bitter gevaarlik. Mense van buite in Buskruitland ontmoet vir WC. Hy kry ook 'n kans om te jag. Hy het nou op 350 meter. Een van die mees epiese skote wat ek al gesien het. Op buite in Buskruit. Gepleeg, baie geluk. Baie dankie Aram. Baie geluk. Baie dankie. Lekker om saam met oom te kuier. Baie dankie. Vertel ons 'n bietjie meer. Nee, Wynie was so gaaf geweest. Nou Joseph blesbok wat hy geskiet het. Dit is eintlik joune geweest en toe sê Wynie nee, maar daar's nog baie. En lyk my daar is so baie as die kameraman nou ook 'n kansie kry. So Wynie baie dankie. Aram baie dankie en Joe baie dankie. Baie lekker. Al die bokke jy sal sien in hierdie program, word daar baie bokke geskiet. Al hierdie bokke word geskenk aan 'n helpjag waar ons seker maak dat 8000 kleuters elke dag kos kry. Baitmans haal my om. Baitmans dank Aram. Konrad, jy is die uitvoerende vervaardiger van Buitenbuskruit. Jy het nou al vroeër geleentheid gehad om 'n wildebeeste te jag. Dis die enigste ding wat jy nog geskiet het en nou die grootste blesbok vir die dag. Zappie. Baie geluk, Baitmans haal. Baitmans dank. Hierdie was een van die mees suksesvolste dae van die jag wat ons al gehad het Ja. op Buitenbuskruit. 7 bokke, nie een gekwessie. Baie dank. 100% reg. Dankie. Hoe voel dit nou, Joe? Nee, dit was vir my regtig een van die lekkerste dae in die veld en ek moet net sê, en ek kruip die gat nie. Jy ontmoet so baie mense elke liewe dag, maar julle twee is legends. Julle is lekker mense, julle is mense is ons mense en dit is so lekker om saam met julle uit te hang en jy ook Adam. Vandag was genuine een van die lekkerste dae. Dit was. So bespreek asseblief jou jag hier by Uitsig. Jy gaan nie spyt wees nie. Oos-Vrystaat op sy heel beste, een van die mooiste plekke in Suid-Afrika. Die nag verswelg ons en is tyd om te gaan rus, maar daar's minder rus, want hier word gekuier. Hoorie, gister was nou 'n groot dag by Wynies. Ons het 'n absolute sluipmoordenaar hierso. Dodelike skit op die geweer. So ek het nog ek kyk mooi na wild en ek geniet dit hier op die plaas en dan sal hy sê kap hom. Hoorie wat dag 2. Dag 1 was ongelooflik. Ons het goed gedoen. Dit vinnig geskiet, lekker geskiet. Ja. Die bokke het geval. Ons het lekker vleis bymekaar gemaak. Dag 2 gaan nog beter wees. Jy dink so? Ek weet. Ons gaan begin met ek noem dit 'n surprise party. Ja. Dan gaan ons bo op die berg gaan ons 'n bietjie wit vleisbokke skiet. Uitsa. En dan is daar 'n groot wildebees wat jou naam op het. Uitsa. Wat moet bakkie ry? Hy wil bakkie, nee, hy is veel groot vir 'n bakkie. Kom op, trekker ry. Vroeg volgende môre is ons uit, weer op die spoor van 'n paar bokke. Ons kom in die kamp in wat Wynies noem die surprise party. En dis bo op die berg, dis pragtig hier, so die uitsigte is ongelooflik. Dis Adam se beurt. Hy skiet nie so baie soos ek nie.
Dis hier oor die waterbuffels, jy kan sien hulle sommer in die water, so hulle verdien hulle naam. Hulle sê hulle melk is tot 40% meer room as gewone beesmelk. Baie mooi, lekker om te sien. Omdat die koppe so groot is, het dit in 'n lang oggend uitgedraai, want ons kry hulle, maar ons kry hulle ook nie. So ek dink dis nou maar eerder tyd vir middagete. Wynies vat ons na 'n grot hier op die plaas met Boesman tekeninge. Dis absoluut 'n prentjie wat ek nie kan beskryf nie. Ongelooflik. Hier het ek en Joe besluit ons gaan 'n bietjie kos maak en hy gaan vir ons 'n liedjie sing. Ek het nou so lekker saam met jou gejag. En ek het jou leer ken. Jy's 'n grand ou. Dankie man. Ons is nou hierdie pragtige oorhang, eintlik 'n grot tipe van ding Die gebring. skans noem hulle hom. 'n Skans. Ja. Hier in die Oosvrystaat het ek altyd kom wegkry by 'n plek, by 'n vel van my. Ja. Wat my so na die skans toe gevat, gewys waar hulle in die Anglo-Boereoorlog waar hulle die vrouens weggesteek het en die kinders en die Ja, verspreide aarde beleid en goeders. Het jy 'n klein mensie? Ek het 'n Leatherman. Wat jy doen met dit? Nee, ons gaan 'n bietjie jalapeno poppers maar op 'n ander manier maak. Dankie my bra. So ja, jy vertel van die skanse? Nee, dit ons en dis waar ek verlief. Dis die eerste keer wat ek gehoor het van hierdie goeders. En toe ek hulle sien, ek meen jy sien nou hoe amazing is hierdie. En raai wat? Die Boesmans het 'n tuiste van hierdie plek gemaak want ek sien die hele plek is vol Boesman sketse. Dit is cool, man. Ongelooflik. Jy weet hoe om 'n ou te bederf. Hoorie my ou vriend. Dis vir my so 'n voorreg om jou nou eintlik vir die eerste keer te leer ken. En jy's 'n ongelooflike jagter, jy skiet ongelooflik goed. Ek het daarom 'n waterbok plat getrek en ons doen dit alles vir help jag. Nou Joe, jy het 'n ongelooflike projek wat jy doen. Ja. Wat ook vir liefdadigheid is en waar jy jong manne help. Vertel ons 'n bietjie meer. Jong Joes. Die ding se naam is Be That Guy of nou noem ek dit BTG Everyday Heroes want ek dink almal het 'n held nodig. En die idee is ek gaan skole toe en ek gaan probeer jong seuns en nou die meisies ook maar inspireer om 'n beter weergawe te wees van wat ons is. Ja. So die idee is ook wees 'n persoon wat jy nodig gehad het toe jy jonger was. Nou sê mense, Joe, jy het so mooi passie vir kinders en dit en ek wil sê ek het nie 'n passie vir kinders nie. Ja. Ek gaan terug skole toe want ek soek vir klein Joe. Jy soek jouself. Ek soek hy 13-jarige Joe wat so bang en teruggetrokke was of wat ook al om vir hom te sê luister, die tel jou skouers op. Puberteit nog 2 weke gaan alles ook beter gaan, jy weet 'n 16-jarige Joe wat dalk arrogant en windgat was om te sê bly nederig, help mense waar jy kan want dit gaan jou verder bring in die lewe. So ek dink ons almal se doel is om terug te gee en my manier is om maar te gaan investeer in die karakter van jong mense. Hoorie, dis mooi gesê. Investeer want dit is 'n belegging wat jy doen, hè? Dit is om bome te plant en wie se skade weer ons nooit gaan sit. Presies. Hierdie jong manne vat jy nou na plekke toe, doen hulle eerste jag. So uit Be That Guy het ons nog 'n maatskappy Geared for Life wat ons laities wil blootstel aan 'n meer positiewe alternatief as wat die samelewing op buite sit vir ons. Jy weet daar's baie meer as net PlayStation speel en TikTok en al hierdie nonsens. Absoluut, nee. Maar ons sit tans met 'n nog 'n groot pandemie in Suid-Afrika en dis die feit dat ons het 'n vaderlose nasie. Jy weet kinders word sonder paas groot en dit en jy kan dis nou nie 'n blamering op die paas nie. Ek meen paas is besig om hulle eie battles te fight, maar nou sit ons met laities wat nie blootgestel word aan hierdie pragt waaraan ons nou blootgestel word. Ja. So deels van dit ons vat hulle op avontuurkamp, ons leer hulle kajak, ons leer hulle visvang, ons gaan stap met hulle. En tot en met onlangs ons vat 'n paar seuns vir hulle eerste bokke. Dis ongelooflik. En jy vat hom nie net om skieteiken en skiet 'n bok nie. Ja. Hierdie is van ons vat hom so week voor die tyd wat ons hom na 'n skietbaan toe en ons leer hulle skiet, laat hy nie bang is vir 'n geweer nie. As ons op die plaas kom, maak ons hulle ook reg, hulle slaap in tente of stretchers, maak self vuur, maak kos en dit en dan voor ons huis te gaan. Sy elke laaitjie voorreg hy ons eerste bok te skiet. My ou maat, is 'n wonderlike voorreg om saam met jou te jag. Eerlikwaar, Ek het hierdie meer geniet as wat ek gedink het ek gaan. en hier op uitsig in hierdie pragtige grot. Wat kan nou beter wees? Ek bou vir ons hierso. Ek hoor daai ding. Dit is 'n amazing ding wat jy daar mekaar sê. So ons vat 'n jalapeno of 'n jalapeno. Haal ons sy sade uit en dan vul ons hom hierso met roomkaas en dan draai ons hom toe en hierdie is ek dink is gemsbok maalvleis wat ons nou gemaal het. Ek dink is van jou gemsbok as ek nie mis het nie. Dan is dit bietjie spek en dan gaan ons hom in olie sit en 'n bietjie diep braai. Hoe eet jy die ding? Want daai ding is nou dieselfde groot as 'n handgranaat. Presies, of die testes van 'n redelike groot elandbil. Ja. Of dit.
So ek weet nie, ons gaan kyk hoe ons eet. Dis nie vir my ook. Wat sy naam? Ek sal hom graag 'n elandbal wil noem. Kom ons noem hom 'n elandbal. Wel 'n gemsbokbal. Gemsbokbal. Gemsbokballe. Hier gaat hy. Luister, ek het nou my bes gegee. Ons elandballe, gemsbokballe wat is nou klaar. Dis nou tyd vir proe my omatie. Brom. Jy moet nog wel soos jou mens wees. Lekker. Joe, luister, ons is hier 'n pragtige plek in die Oos-Vrystaat. Sandsteen, grotte, Boesman tekeninge. Ongelooflike jag. Wil jy my nie guns doen nie? Hierdie mooi grot seën met een van die mooiste liedjies in Afrikaans. So ek dink my liefde vir die natuur. Ek dink jy word gebore net met dit, jy weet. So as een man wat hierdie in my wakker gemaak het. Ek noem hom Oupie. Maar my Oupie in my storie, selfs in jou storie, is daai ou wat jy nou opgekyk het toe jy jonk was. Om vir jou konteks te skep, jy tussen 3 en 13 was hy die rykste, sterkste, frisste, mooiste, grootste, vinnigste. Hy was so cool as jy saam met hom in die kar gery en mag jy nie aan die hersenknopjie gevat het, iemand het gesê gaan die kar laat opstyg. Maar hy is 'n ou wat toe hy so tussen 13 en 18 was wat al daai coolheid verloor het. Hy is eintlik die grootste pyn in die gat wat jy al ooit ontmoet het, want hy moan oor alles. Jy weet, hy moan oor hoeveel gel wat ons in ons kuive gedra het, of hy sê dit lyk of iemand jou met 'n nat koerantpak gegee het. Hy moan tot oor die musiek wat jy luister. Hy sê wat gemors daar en sê, Oupie, dis Joe Black. En sê, jammer, uit Baardbeck skreeu verskriklik. Ja. En, maar hy sê, ou, nou wil jy toe hardloop het met jou oorwinnings. Hy sê, ou, nou wil jy toe sleep sterk terugkryp met jou nederlaag, want hierdie ou top weet net wat om te doen en wat om te sê. En dis my ou top, dis my Oupie gewees. Maar agter in sy erf, hy was 'n jong laaitjie by hulle gaan bly, by hom en my ouma. En toe ek 7 was my ouma eie lewe geneem. Toe is dit net ek en Oupie. So wat hy sou doen is hy het agter in sy erf so groot willevye boom gehad en dan sê hy, Jokie, gaan kry 'n matrasse en dan gaan ons 'n matras onder die willevye boom en ons het daar geslaap honderde nagte onder die sterre. Net om jare later te besef ek slaap al die tyd alleen. Met Oupie was 'n intelligente ou, hy wankeltjie slaap en geklim in sy eie bed. Maar dit was lekker. En hy het sulke sê goeders gehad. Jy weet, soos as jong Bel, sy naam was Joe. So ek wil my Oupie, hoe gaan dit? Sê my seun, daar's nie 'n fout nie van sy pa. Wat beteken alles wat om jou fout kan gaan, moenie worry nie. Oupie het dit onder beheer. En as 'n jong lad daar moune kom, sê ek, Oupie, hoekom moet ons so suffer en al daai goeders? Dan sê hy vir my seun, die Here gee ons nooit meer as wat ons kan dra nie. Sê ek, maar ek voel nie of ek net my laste dra nie, ek voel of ek almal se probleme op my skouers het. Dan sê hy, maar is 'n goeie ding. So kom die Here ons geseën met breë skouers, want as ander mense moeg is, dan help jy hulle dra. Want ons is so klein bietjie taaier as die res van die mensdom. En my ou toppie, hy het ongelukkig so 6 jaar terug 'n onder ons met kanker verloor. En ek moes hom begrawe, maar voor sy dood, toe staan ek langs sy bed en ek sê vir hom, ou top, jy weet, as ek net die helfte van die man kan wees wat jy is, so ek so trots wees op die man wat ek is vandag. So, ek het vir hom 'n song geskryf, Vrede vind, en ek wil hom sing, want dis my gunsteling liedjie wat ek nog ooit geskryf het, bloot oor die feit dat dit is hier naast aan die hart. Maar die man wat die meeste in my geglo het, is ook die enigste wat nooit my sukses kon sien nie, want hy is dood voordat ek skepe kon skryf. Ja. So hierdie is vrede vind. Trap diep spore my kind, jy sal eendag ergens jou rus weer vind. Onder 'n vrye boom langs 'n waterstroom in jou drome. Al moet ek jou groet, dit bly 'n bitter soet goodbye. Onthou net wat ek jou geleer het, wat jy saai sal jy maai. Want daar's nie fout nie of ons het hom, en ons is taaier as die res van die mensdom. Dit maak nie saak hoe hard jy val nie, jy moet weet jy's nie uit glas gemaak nie,
En jy tel jouself op en jy ruk jouself reg. Jy is gebore om te lewe, jy's gebore om te veg. Wees 'n man vir jou vrou, 'n pa vir jou kind. Vergeet van aardse dinge, dan sal jy vrede vind. Dis waar jy vrede vind. Hou jou kop hoog met jou rug teen die wind, sal jy jouself weer vind. Op die horison sal jou son opkom in die môre. Hou net moed tussen die suur en soet, gebeur die lewe. En weet net elke man dra kruis, steek jou hand na hom uit. Want daar's die fout nie of ons het hom, en ons is taaier as die res van die mensdom. Dan maak nie saak hoe hard jy val nie. Jy moet weet jy's nie uit glas gemaak nie. En jy tel jouself op en jy ruk jouself reg. Jy is gebore om te lewe, jy's gebore om te veg. Wees 'n man vir jou vrou, 'n pa vir jou kind. Vergeet van aardse dinge, dan sal jy vrede vind. Dis waar jy vrede vind. As ek die helfte van die man is wat jy was, sal ek tevrede wees met wie ek is vandag. Daar was die fout nie of jy het hom, want jy was taaier as die res van die mensdom. Dan maak nie saak hoe hard jy val nie. Jy het geweet jy's nie uit glas gemaak nie. En jy tel jouself op en jy ruk jouself reg. Jy was gebore om te lewe, jy's gebore om te veg. Jy was 'n man vir jou vrou, 'n pa vir jou kind. Vergeet van aardse dinge, nou het jy rus gevind. Dis waar jy vrede vind. Dis waar jy vrede vind. Jy sang my stil, my broer. Dankie man. Eerste gesig wat ons teekom is die van 'n gemsbokbul. Hy staan so op die randjie. Hierdie gaan nie 'n maklike skoot wees nie. Ek vat die 6.5 hierdie keer. Ek lê aan, trek jy sneller stadig. En daar val my gemsbok net daar. Dis hoe dit werk. Wat 'n ongelooflike jag, ek sal dit nooit vergeet nie. Ja, my maat. Hoorie, wat 'n wonderlike voorreg. Baie, baie dankie. Dit was 'n verskoot weer en presiese oplossing. Hulle sê ou moenie kop skiet nie, Ja. maar jy kan. Dis wat 'n pragtige Maar kyk gemsbok. hierdie dit basis. Dankie wat jy en jou gesin hier op Uitsig vir help jag doen. Jy is die rede dat help jag kan voortbestaan en ons vra vir almal daar buite, as jy gaan jag, asseblief skiet 'n ekstra bok, miskien 2, gaan laai dit by die slaghuise af reg oor Suid-Afrika waar ons 8000 kinders elke dag kos gee met julle hulp en met mense soos Wynies. Dankie Ara. Op hierdie stadium is ek in hy 6.51. Ons kry die trop blesbokke. En soos een man, sê ek en Wynie, kyk ons vir dieselfde bok heel regs agter groot rammetjie. En Wynand sê, kap hom in die nek. Daar sê Hey, nou. drie vir ouers Joe. Ek het hom in die nek. Ek wou check hom net. Na hy blesbok rammetjie geskiet het, toe sien ons nog 'n beseerde ram aan die linkerkant. En weer soos een man sê ons almal daar sy. Ek lê aan en leer hy bekende woorde van Wynand Pieters. Kap hom. Jy sal sien hierdie een se been het 'n wond op. Het hom gesien.
het ek hom op so 200. Jef, dis 'n meneer. Liewe ouers, Joe. Ja, hy's bietjie groter as wat ek gedink het. Maar dis hoekom my krippel is. Kyk hy maar bond op die been. Ja, Maar hy's raak geskiet. terwyl ek hierdie een gekap het, toe sien ons die ander beseerde een wat daai kant toe gaan, toe skiet ons hom. So ons gaan nou daai kant toe om ook te gaan al. Hierdie is 'n fenominale jag gewees. Ek dink ek het in my lewe so baie wild gesien en geskiet in 2 dae nie. Ek is bevoorreg. Hierdie is hy tweede blesbok waarvan ek gepraat het, wat ons die eerste een skiet, toe hardloop hierdie beseerde bok links en toe skiet ons hom ook mooi nekskoot. Ek like dit want daar was 2 bokke wat regtig nou seer is in die veld. Ons het bietjie gesoek na hulle. So ons het nou niks meer geldjies in die veldjie nie. Niks gemors nie. So hulle sê hegte vriendskappe word gevorm deur trauma en oorwinnings. Nou as jy 'n celebration het soos om 'n 1995 wêreldbeker saam te wen, daai ouens is nou nog hegte man. Ons het iets gedeel hier wat nog nie gebeur het nie. Ek was nog nie op so 'n jag nie. Ek het nog nie soveel pret gehad, so lekker gelag vir julle manne en ja, Dit was alles, hulle maak dit nie meer so. Hulle maak Hulle maak dit so. En weet jy som hulle, dit was, dis nie moeite nie. Dis So mag ek nou sê, ek is lus vir 'n whiskiekie. Jy mag dit sê. Buitenbus kry oor en uit groete van huis tot huis. Wat 'n lekker jag hier op Uitsig. Ons kom by mekaar as vreemdelinge. Ons gaan nie weg as vriende. Ek wil baie dankie sê vir almal hier by Uitsig, vir Kiki, vir Wynies en sy pa wat dit vir ons so lekker gemaak het hierso. En my bra Joe Black, ons gaan weer so maak.